Welkom by die week se AMT Wildoorslag. Ek en Franco gesels oor hoekom sekere veilinge dan baie duurder pryse kry as ander veilinge en kyk ek ook dan hierdie week na teelpakkies se gemiddelde pryse, wat dalk nou vir ons 'n beter aanduiding gee van waar die pryse regtig tans verhandel. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ons sien dat vlakte wildpryse dan sywaarts gebly het laasweek, intermediêre wild weer met so 1% gemiddeld gestyg het, hoër waarde wild 5% op terwyl kleurvariante se gemiddelde prys 1% gestyg het week op week. Ons kyk hierdie week soos genoem na die gemiddelde prys van 'n teel of familiegroep wat dan 'n ram of 'n bul insluit, as ook 'n paar vroulike diere en 'n paar jonger diere. Ek dink hierdie gee dalk nou vir ons 'n beter idee waar die gemiddelde spesieprys tans verhandel, aangesien dit nie noodwendig die uitskieter diere in ag neem of hierdie baie duur pryse wat dan op sekere veilinge gekry word nie. Onder vlakte wild het springbokke se teel of familiegroep 'n prys dan gestaan op R8.004 per dier, rooibokke op R2.989 terwyl blesbokke op R3.227 per dier gemiddeld verhandel. Gemsbokke staan op R17.948, blauwillebeeste op R6.381 gemiddeld laasweek. Onder intermediêre wild het 'n teelgroep Kaapse elande dan ingekom op R19.900, terwyl kudu's nou staan op R12.351 vir 'n teelgroep. Nyalas op R9.637 met 'n teelgroep rooi hartebeeste op R14.218 per dier gemiddeld. Onder hoër waarde wild het Livingston elande op R24.786 per dier verhandel, terwyl Buster gemsbokke of rouens dan verhandel het op R27.500. Buffels wat dan nog op 2025 se pryse staan, bly sywaarts op R25.714 vir 'n teelgroep, met swart-wit pense nou op R17.000 per dier in 'n teelgroep. Teelgroepe onder kleurvariante het as volg verhandel: wit blesbokke op R4.245, swart rooibokke op R17.160 met wit flank rooibokke op R16.556. Koper springbokke staan op R3.481, swart springbokke op R2.300 met wit springbokke nou op R7.757. Goue willebeeste wat dan redelik volop op die oomblik is, staan op R9.352 met koningswillebeeste op R104.445 per dier gemiddeld. Soos beloof gesels ons weer met Franco vandag en ons gesels bietjie oor waar die nuutste pryse nou is, hoekom ons net na teeldiere spesifiek hierdie week gekyk het, maar baie welkom by ons Franco. Môre Johnny, ons is weer uit. Ja, nee, ek dink ons is besig om 'n lekker platform hier te bou en lekker inligting vir die wildsboere daar buite te gee, en ek dink ons mission eintlik is maar amper om 'n spreekbuis vir die algemene ou daar buite te wees, vir die algemene boer wat so bietjie wild op sy plaas het. Ja, dit wil ek wel waarlik daar krediet gee voor, of sê ons werk in die regte rigting. Ek het baie goeie terugvoer met ons gehad die naweek se veilings wat daar was, terugvoer gekry met ons. Ons is dankbaar vir wat ons doen. Oor die platform is ons opgewonde. Ek dink almal groei saam met ons en meer ouens kyk dit, so ek dink regtig hoe meer inligting ons van die ouens kry af wat waaroor ons moet praat, gaan dit baie goed wees. Ja, en ek dink is van die ouens bietjie hulle brand ook wil tentoonstel hier op die platform, met ons dalk maar net kontak, maar ja, ons sal nog daar verder praat. Franco, ons het nou hierdie week spesifiek net na teeldiere gekyk, teelpakkies. Hoekom dink jy is dit 'n goeie barometer eintlik dan nou vir 'n spesie? Johnny, ek dink ons is in die dekseisoen. Ek dink die manlike diere wat daai prysuitskieters was in sekere gevalle is nou verwerk in die mark, en ek dink ons is nou binne in die jagseisoen en diere is in die kampe en teels is klaar geset. So ek dink 'n goeie raamwerk vir ons is regtig hierdie teeldiereprys wat ons nou gee. Ek dink is meer realisties. Ek dink ouens weet waarmee werk hulle. As jy regtig kyk, dis eintlik maar die diere wat gejag word ook. Dis maar daai vroulike diere en die jong ramme en daai tipe goed. So ek dink dit is 'n baie meer realisties ding, en ek dink dis weer eens wat ons geluister het na die ouens wat met ons waar ons mee gepraat het gevra ons moet 'n bietjie terugkom meer met nie realistiese aanbieding, maar wat in die mark aangaan. Die ander pryse is wat daar is, maar dit is half uitskieter veilings. Dis springbok wat vir R20.000 verkoop. Dit help, dis nie algemene springbok ramprys eintlik nie, waar byvoorbeeld die teeldier is. Die ram gaan bietjie duurder wees, die jonger en die oetjies dalk bietjie goedkoper as die gemiddeld wat ons deurgee, maar ek voel dis 'n baie meer realistiese prys wat ons alledaagse ou daar buite nou kan kry. Definitief, dis is die seisoen in die wild.
Sekere tye mag ons jag nie, tydjie mag ons jag. En as ek sê daar's 'n seisoen vir elke dier. So ek sê ons is verby die manlike diere wat aangekoop is, vroulike diere vir die teelseisoen. Ons is nou in die jagmark in en dan weer Augustus maand is dit weer daai teeldiere plus bietjie wat dragtig is wat verkoop word. En dan vroeg volgende jaar is daar weer ander diere wat in die mark kom. So ek dink ons begin die seisoen ook leer ken in die wildbedryf en ons groei saam met almal om vir ouens die regte pryse te gee en ek dink ouens gaan dit waardeer. Ja. Franco, gepraat van hierdie uitskieterdiere, uitskieterveilings wat dan nou daar is. Ek weet van die ouens is half bietjie ongelukkig as sy selfde dier, selfde boringlengte, alles R30,000 kry, ander ou kry R400,000 vir sy dier, net omdat dit byvoorbeeld op 'n ander veiling is. Maar daar's tog ander goed wat jy moet in ag neem in hierdie hele proses. Ja, definitief. Ek het na die naweekse veiling, ons noem dit maar bladlyn veiling of Bonna of enigiets van hierdie groot, die Tina se veiling, almal ons weet nou wat is verby. Daar is 'n bekommernis by die ouens. Hoekom is sy diere nie werd dat uit daai veiling is nie? Maar as jy gaan kyk wat die moeite doen wat daai, ons noem as stoetveilings of die groot teelers of groter teelers seker wat nie deel is van dit nie. Maar hy kry daai blootstelling, maar daai blootstelling kom teen 'n koste. En die ouens moet dit verseker weet. Dis lang investering. Ag, dis so ek sê baie jare se investering wat nou eintlik in hierdie dis op goeie bemarking eintlik net wat gedoen word. As jy gaan kyk word as seker groot ouens binne in daai groepe. Is daar ouens wat se diere opkom wat 2-3 keer duurder gaan as die ou wat dieselfde groep is hy. Dit gaan oor vertroue in die mark, dit gaan oor wie dit is en alles sulke goeders. As jy gaan kyk na die aanbieding van die diere, dis almal kwaliteit diere. Die kwaliteit wat nie kwaliteit is nie kry nie die pryse nie. Dit is maar realisme. Maar as jy gaan kyk wat se moeite doen daai groepe om die mense nie daar te kry nie. Kostes is belaglik. Waar het jy gesien dit is venue, dis ligte, dis die beste afslaer wat daar is. Dis koeldrank is verniet. Ons noem dit maar koeldrank. Ja, onder andere. Dis is nie kos is verniet. Slaapplek word voorsien. Ja, mense word ingery om daar te wees. So ja, dit is as jy in daai liga wil speel, moet jy seker maar in daai liga se uitgawes ook deel. En ek dink ons het van die begin af gepraat oor die bemarking wat daar is. So ek dink as vir elke wildboer moet hy besluit waar wil hy bemark. Hy gaan dalk nie daai pryse kry wat die ander ou kry op daai groot veilings nie. Om kwaad te word daarvoor of ongelukkig te wees, dan moet jy maar 'n groep stig en kyk of jy daai veilings gehou kan kry. En as ek sê, hoe meer as daar te veel van daai veilings ook, gaan dit almal negatief beïnvloed. Ja. En jy moet die kwaliteit jaar vir jaar kan opsit. Dis die kenmerke van daai groot groepe. Jy moet amper daai diere gaan koop ook op die ander veilings op 'n manier om weer dit in jou veiling ook deur te kry. So daar's baie alternatiewe kostes wat jy mense in ag moet neem. En jy het nou 'n seerpuntjie aangeraak dink ek. Die ouens gaan jou nie ondersteun op daai groot veilings as jy hulle nie ondersteun. Ja. Kom ons noem dit nou maar baie ons sê ja, word net geld geruil van ek koop by jou, jy koop by my. In 'n mate is dit seker reg. Maar ek dink ook die kwaliteit diere wat aangebied word, moet volhoubaar wees. Daar's baie groepe wat al begin het en eerste 2 jaar is hier kwaliteit goed en redelik en daarna begin die kwaliteit afneem en dan begin die mark teen hulle draai. Nie teen hulle draai nie, maar die ouens het nie meer daai vertroue. Hoekom moet hy soontoe gaan as hy self 'n dier het wat beter is? Onthou daai groot manne koop goed wat hulle kuddes kan verbeter. Ja. En dis die goed wat jy kan aanbied. Jy kan regtig unieke skaars diere is. Ja. Jy kan nie 'n 50 duim of 'n 40 duim seibel gaan aanbied en dink jy gaan geld kry op een van daai groot veilings. Maar dit is tog so belangrik om te gaan kyk en dieselfde in besenskap. Jy het stoetveilings, jy het seker ouens wat baie goeie naam daar buite het. Hulle het dalk beter genetika, men wenig 3, 4, 5 keer die prys te genetika beter nie, maar hulle het 'n goeie naam, hulle het baie geld investeer en tyd investeer om hulle naam daar uit te kry. En dan moet jy nou gaan kyk, hoor, wil jy graag in hierdie mark speel, wil jy graag in 'n gemiddelde mark afspeel en dan kan jy al jou kostes ook afbring. So mense moet eintlik nou maar gaan kyk waar jou winsgewendheid in hierdie ding gaan lê. Kyk, ek baie van hierdie groot ouens het of groter teelers het baie diere. Hy sit maar 2 of 3 van uit diere op 'n veiling. Maar op die plaas is nog baie. So hy sit 'n ware toevoeging op sy diere op die plaas ook. Maar hy moet hulle net soos die ander ou ook verkoop kry. Verstaan, hy moet ook die koper wat nou na die tyd by hom uitkom oortuig. Die dier is meer werd as wat hy XYZ se dier is. Dis die probleem met bemarking. Dis as ek sê, dit is die lekker van my. Jy's in die ekonomie en ek hou van die bemarkingsgedeelte. So die ouens skep baie keer daai bemarking af. Jy moet 'n brand bou. Dis belangrik. As jy gaan kyk, hoekom is
En ja, eerlikheid, daai tipe goed, dis nogal 'n goeie brand wat 'n mens dan nou bou vorentoe, ja. ek het op stadium met 'n maat van jare terug sulke hempies laat maak en goeders om sy brand te gaan. En hy het dit vir die kinders gegee. En tot vandag toe, al is daai maatskappy dalk nie meer daar nie, het die kinders gesê almal soek die hempie met die leeuetjie op, byvoorbeeld, verstaan? So dit is dieselfde met die wild ouens. Jy moet daai brand begin skep en vertroue soos jy sê en integriteit en al daai is baie goeders agter dit. Ja, ons sal nie eers kom by Outfitters en al daai tipe goed nie, maar ja, baie dankie vir jou tyd vandag Franco. Is baie lekker om weer saam met jou te gesels en dan skakel ons in volgende week en kyk as jy 'n bietjie wat die bedryf waarheen nou pad is en wat hom dan Ja, beïnvloed. daar's hy. Dankie en ek sien uit na ons hierdie gemiddelde pryse van die teelpakkies. Ek dink ons gaan die ouens met ons terugvoer gee oor dit. Ek dink dis vir almal 'n goeie riglyn regtig wat in die mark aangaan. Ja, so ons groei ook nou maar saam met die bedryf en kyk watse tipe inligting ons kan gee vir die ouens. So hulle kan ons asseblief kontak en kyk hoe kan ons dit goed vir hulle verfyn, beter maak, al daai tipe goed. So ja, ons is oop om veranderinge en verbeteringe te maak. Daar's hy. Dankie. Dankie Franco. Baie dankie dat jy die week ingeskakel het. Skakel gerus in volgende week wanneer ons vir jou weer die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.